Goeiemôre geliefdes, hoe gaan dit met julle vandag? So vandag se woord gaan uit Hebreërs 2 uitkom. So het jy al ooit gehoor van iemand wat sê dat karakter word gebou deur ondervinding? Is dit nie nogal so nie, dat ons ondervinding in die lewe, dit wat met ons gebeur, of dit nou lewenslesse is, versoekings, probleme, siekte, werkondervinding, dit bou, alles wat met jou gebeur, bou jou karakter op die einde van die dag. So kom ons hoor wat sê Hebreërs 2 vers 18. Omdat hy self versoekings verduur het, kan hy die help wat onder versoeking swaar kry. Nou, die gaan oor Jesus, was self versoek gewees. Ons ken die storie van dat hy vir 40 dae in die woestyn was en die duiwel het hom kom versoek met allerhande aardsgoeders om hom te oortuig om hom te kies as koning en hy sal vir hom die wêreld gee. En hoe presies dink die duiwel kan hy vir Jesus iets gee wat alreeds aan Jesus behoort? Dis presies dieselfde met ons ook. Hierdie wêreld behoort aan ons. Dit behoort nie aan die duiwel nie. So hoe kan die duiwel kom en vir ons kom vertel, ek gaan vir jou dit gee, ek gaan vir jou dat gee, volg my net. Hy kan nie vir jou gee wat alreeds joune is nie. En dit is die oorwinning wat Jesus hierso bereik het, wat hy die dood oorwin, hy het lewe oorwin. Ja, ons ken die storie, maar in elk geval. Toe dink ek oor, hoe kyk 'n mens na die vers, laat ondervinding eintlik karakter bou? Maar dit is so. Jou karakter word gevorm deur wat met jou gebeur. Dit is ondervinding. Partykeer is dit nie lekker ondervinding nie, dis nie goeie ondervinding nie, maar dit bou jou nog steeds na die persoon toe wat jy is. As ons almal terugdink, ons almal was verlore op 'n tyd gewees, wat dit nie goed met ons gegaan het nie, wat ons nie sterk kon gestaan het nie. Maar sonder daai ondervinding sou jy nie nou hier wees nie. Jy sou nie kon groei het nie, jy kon nie verander het nie, jy kon nie besef het wat se foute jy het om aan te werk nie. En op die einde van die dag, nou kan jy getuig van hoe dit met jou gegaan het in die verlede en hoe dit jou karakter gebou het om Jesus te weerspieël. Hy het deur versoeking gegaan. Hy het nie gevou vir dit nie. Ons doen dalk, ons val dalk vir die versoekinge, want ons is eintlik maar net vlees. Ons het sonde in ons het swakheid in ons verstaan nie eintlik alles nie. Ek dink dis die groot ding. Ek dink as ons die hemelse kennis moes gehad het in ons en al daai goeders vooraf geweet het, sal ons glad dalk nie foute eers gemaak het nie. Ons sal van die begin af elke keer die regte keuse maak. Maar omdat jy net mens is, maak jy foute. En daai foute wat jy maak, sit jou deur ondervindings, laat jy kan getuig van die genade van God, die genade van Jesus, en hoe wonderlik hy vir jou was, om jou te kies, om jou, vir jou te kom sterk, om jou uit hierdie gat en hierdie penarie uit te red wat jy in is. Maar op die einde van die dag, elke ondervinding wat jy deurgaan, bou jou karakter. Jy maak die keuse in watse rigting bou dit jou karakter. Bou dit jou karakter na 'n slegte kant toe, of bou dit jou karakter in 'n rigting wat God kan gebruik tot sy eer. En partykeer gaan dit oor oorgee, meer as enigiets anderste. Ek ondervind in my lewe die laaste tyd, dat baie van wat met my heiliglik gebeur, is toetse wat die Here my deursit om te sien of ek gaan oorgee aan hom. Gaan ek toelaat dat hy my karakter bou met ondervinding? Nou, aan alle eerlikheid, dit is nie altyd lekker ondervinding nie. As alles net altyd lekker was, weet ek nie of ons goeie karakter sal hê nie, of ons eintlik sal kan sterk staan en opstaan vir die Here nie. En ek dink is juist die slegte dinge wat met ons gebeur partykeer, wat ons in iets sterker in vorm. As ek net dink aan met klei ook, dis nie net jy begin met die potter se wiel en daar vorm jy iets en that's it nie. Partykeer moet jy daai klei oor en oor buig en afbreek en weer van vooraf begin, want dit wil nie vorm in wat jy wil hê dit moet vorm nie. En ek dink dis baie keer die ondervinding wat ons deurgaan met die Here, dat hy sien, ons wil nie buig nie. Ons wil hom nie toelaat om te vou waar hy wil vou, of druk waar hy wil druk nie. En dan sit hy ons soms in posisies wat ons nie wil wees nie, wat dit swaarder voel, wat dit seerder maak, maar op die einde van die dag, kry hy ons in daai vorm wat hy ons kan gebruik, want sy wil gaan geskied word. Whatever God wil hê moet gebeur, gaan gebeur.
Partykeer voel dit net of dit langer vat, maar dit is jou skuld omdat jy nie wil buig nie, of omdat jy nie wil ingee nie, omdat jy hom nie wil vertrou nie. En daar kan ek uit ondervinding praat. Ek het al baie keer myself gevind wat ek nie wil vertrou het op wat hy vir my wil doen nie. Dan kom ek en dan dink ek, okay, ek weet beter, as ek dit nou of dat nou doen, dan gaan ek vinniger daar kom. Dis nie sy plan nie. Volg sy plan en vertrou selfs in die moeilike tye, selfs in die seer tye. Hy gaan jou deur hierdie storm vat. Hy gaan jou aan die ander kant van die rivier vat. Jou boot gaan nie sink nie, want hy is in die boot saam met jou. Hoe kan die boot dan sink? Vertrou dat die Here 'n plan met jou lewe ook het. En hy gaan jou nie deur iets sit wat hy nie self deur was nie. Dink net aan wat se leiding hy moes gegaan het vir my en jou. Die Here sal jou nooit deur iets sit wat hy nie self bereid was om deur te gaan nie. Laat daai gedagte insink vandag. Maar geliefdes, laat ons deur ondervinding gaan, laat die Here ons karakters kan bou na iets wat hom eer, na iets wat hy kan gebruik. Ek sien uit om te sien wat gaan die Here doen. Al is dit moeilik, al is dit seer. Here, vat my en laat my deur die ondervindings gaan wat ek nodig het om my karakter te vorm, te versterk en te verbeter, laat dit tot eer van U gebruik kan word. Tot 'n volgende keer, geliefdes. Ons sal weer gesels.